en welkom terug by Leef Lig, die plek waar ons oor groot vrae gesels, sonder om te vergeet om 'n bietjie te glimlag en genadig met mekaar te wees. Vandag vat ons een van die mees sensitiewe temas aan, die idee dat die kerk onderdrukkend is, veral rondom seksualiteit. Nou ja, kom ons wees eerlik. Baie jong mense voel die kerk se reëls is baie styf. Oudtyds en 'n bietjie soos daardie jeans wat jy in hoërskool gedra het en nou nog in jou kas hou. Jy kan dit probeer aantrek, maar dit pas net nie meer by die tyd nie. Jong mense voel vasgeknyp tussen die streng eise van die kerk en die alles is toegelaat of die everything goes boodskap van die wêreld. Navorsing wys dat 1 uit elke 4 jong Christene sê, ek wil nie al die kerk se reëls volg nie. Die hartseer is dat baie jong mense dan 'n dubbele lewe lei. Sondag sing hulle voor, maar maandag leef hulle net 'n hele ander storie. Nie omdat hulle rebels wil wees nie, maar omdat hulle bang is vir oordeel en hulle nie veilig voel om eerlik te wees in die kerk nie. Dit is ook hulle onvermoë om hulle geloof met die eise van 'n individualistiese kultuur te versoen. So navorsing toon dat 80% van ongetroude Christene tussen 18 en 29 reeds seks gehad het. Dit beteken dat die oorgrootste meerderheid van jong mense in die kerk reeds buite die tradisionele reëls leef, wat die dubbele lewe nie net 'n uitsondering maak nie, maar eintlik byna die norm. Kinneman verduidelik dat jong mense voel regtig vasgevang tussen 2 uiterstes. Aan die een kant is die tradisionalisme waar seksualiteit met skaamte hanteer word en niemand daaroor praat nie. Hierdie benadering beskou seks dikwels as vuil of blote plig, selfs binne die huwelik. Dit lei daartoe dat jong mense seks heeltemal kompartementaliseer. Hulle sit dit in 'n boksie, ver weg van hulle geloof, omdat die kerk dit as 'n taboe hanteer. En dan aan die ander kant is dit die individualisme, die wêreldse boodskap wat sê, seks gaan net oor my en my plesier, so ek kan dit maar net sowel geniet. Jong mense is nie net tussen 2 wêrelde vasgevang nie, maar hulle hou dikwels hierdie konservatiewe oortuigings hou hulle in hulle koppe. Maar terwyl hulle leefstyl die van hulle nie-gelowige portiergroep daarbey aanpas. Dis amper soos 'n dieet, om 'n dieet te volg en tog elke dag by die koektafel te eindig. Dit veroorsaak geweldige innerlike konflik en skuldgevoelens. Die boek van Kinneman stel voor dat ons, die kerk, moet beweeg van 'n onderdrukkende benadering na 'n relasionele een. Seks is nie net 'n stel reëls of 'n taboe nie. Dis iets mooi, dis heilig en dis bedoel om gedeel te word in gemeenskap. Die kerk moet 'n plek wees waar jong mense kan praat oor die krag en die skoonheid en selfs die donker kante van seksualiteit, sonder dat hulle dadelik verwerp voel. 'n plek van tweede kanse. Dis hoe die kerk moet wees, waar foute nie net die einde beteken nie, maar die begin van herstel. As ons as kerk hierdie generasie wil help, moet ons ophou om seksualiteit net as 'n klomp moets en moenies te sien nie. Ons moet hulle begelei om te verstaan hoe God se ontwerp vir verhoudings lei tot ware vervulling, nie net skuldgevoelens nie. Ons as kerk maak dikwels die fout om te fokus op gedragsbestuur, op reëls, in plaas van om mense te help om heel te word in hulle verhouding met God. Jong mense soek genade en herstel, en nie net 'n lys van moets en moenies nie. Volgende keer kyk ons na die 5de rede vir diskonneksie, hoekom jong mense voel, die kerk is eksklusief en onverdraagsaam teenoor ander. Dankie dat jy ingeskakel het. Onthou om te subscribe op my YouTube kanaal by Janine Beverloo Manders en tot volgende keer. Onthou, leef lig en kom ons wees saam, kerkslim.